Ek kan nog sê môre. Goeiemôre julle. Dit is amper middag. Wie van julle geniet dit so ver hier in Vryburg of net buite Vryburg? Waar is ons eintlik? Ekskuus, ek het hier net toe gery, maar ek is nie self seker waar ek is nie. Is dit Noordwes, nee? Ek weet Noord-Kaap is naby, maar ek is nie seker waar ek is nou op die oomblik. Ek weet dis aan die ander kant Vryburg, so. Maar dis lekker op die plaas. Ek weet nie wie van julle geniet dit. Is dit vir julle dan lekker om bietjie te kuier? Weg van die stad se gejaag en besige skoolwerk, universiteitwerk en allerlei ander werke en goeters en ons kan net bietjie rustig wees en mekaar lekker kuier en gesels. Ja, groot is God se voorsienigheid. Né? Alles wat ons nodig het, het hy voorsien. Dis daai liedjie wat hulle vir ons nou net gesing het. Alles wat ons nodig het, het hy vir ons voorsien. Ja, voor ek begin, kom ons buig net die hoofde en aanbid ons saam. Vader in die hemel, baie dankie vir 'n wonderlike voorreg wat ons het om hier in die natuur, hier op 'n plaas te kan wees, by die Badenhorse te kan kom kuier en saam met hulle tyd spandeer en saam met mekaar te kan gesellig wees en ook uit die woord uit te lees en te leer en te studeer. Here, dankie vir u genade dat ons almal hier veilig aangekom het en dat u met ons gewees het, ons beskerm het en Here, dat u met ons op pad gestap het, Here. Somstyds is dit vir ons maklik om raak te sien hoe die vyand ons probeer pootjie in ons skeer om sekere dinge te doen wanneer dit kom by u werk. Maar Here, ons weet u is in beheer en u is God. Ons is mens en u is God. Dankie dat ons u kan leer ken en dankie dat u goed is vir ons. Here, en ek wil vra dat u nou op 'n baie spesiale manier die Heilige Gees sal naby ons stuur, soos wat hy nog die hele tyd saam met ons is, maar laat hy op 'n baie spesiale manier ons harte sal aanraak, sodat ons hierdie woord vandag sal hoor en dat dit sal plek vind in ons harte en dat dit ons verstande sal raak. Help ons ook om op te tree op hierdie woord, Here, sodat ons sal leef volgens u weë en volgens u wil. Dis ons gebed in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Moet julle eers 'n storie vertel. Ek hoop julle hou van stories. Dis 'n ware een hierdie. Ek het 'n 2-jarige seentjie, ou Henko. En so rukkie terug toe het ek bietjie besigheid wat ek moet gaan doen in die Kolonade se winkelsentrum. En ek gaan tel hom by sy dagsorgie op. En daar was 'n skoolpartytjie daai dag. So hy het sy pakkie met sy lekkers en goed gekry en sy chocolates en sy sweeties en wil niks met sy pa deel nie. En hy sit en eet sy chocolate agter in sy karstoeltjie en ek stop by die Kolonade in die parkeerarea, maar ek is haastig en ek tel hom uit die stoeltjie uit en ek kyk nie hoe lyk sy hande of sy mond of niks nie. Ek tel hom op en sluit die kar, maak seker ek het alles en tel hom op en sit hom op my nek. En so stap ek na die selfoonwinkel toe waar ek my besigheid moet gaan afhandel en hy's op my nek en hy gesels met my en hou my ore vas en hy draai my ore en hy druk sy vingers in my gesig en my neus en hy's hier oor my hemp en alles en hy het nou net sy, ek dink dit was 'n chomp chocolaatjie klaar geëet, maar sy hande was vol chocolate gewees. Ek sien dit nie. Dis in my hare in, dis in my ore in, en hier my gesig en my hemp is so streep weg. En ek stap in, maar soos dat ek in die winkelsentrum instap, sien ek die mense wat so van voor af aangestap kom, kyk my so snaaks aan en smile net, dan stap hulle maar verby. Wie is hierdie weird ou nou? Check hoe lyk hy. Kan hy nie na my skoonmaak voor hy winkel toe kom en ek besef nie ek is vuil nie. Op daai oomblik sien ek nie hoe lyk my gesig nie en ek staan in die lyn en ek wag dat ek nou gehelp kan word by die selfoonwinkel en toe ek uiteindelik voorkom met hulle selfone so in 'n vertoonkas en agter die kas is daar 'n spieël. En ek begin met die ou praat en ek sien die ou kyk my so snaaks aan en sê hy kyk eerder na die kant toe terwyl hy met my praat, maar jy kan sien hy sukkel om sy lag te hou, jy weet. En ek so opkyk en ek kyk na die spieël en ek kon nie glo hoe ek lyk nie. Dis chocolate strepe oral, my ore lyk of dit breinore is, soos wat hierdie man my gery het soos 'n motorbike daar van agteraf. Ek sê vir jou, jy sê nie eers vir my gesig is vuil nie. Nee meneer, ek kan nie vir jou so sê nie. Ek sê, hoekom sê nie vir my nie? Nou moet ek in jou spieël sien hoe lyk ek. En ek het dadelik my sakdoek uit en intussen wat ek nog agter hierdie ouetjie moet aanhardloop, vee ek af en probeer maar die ergste chocolate afkry en handel my besigheid af en gaan huis toe. En toe ek nou voorberei vir die boodskap wat ons nou vandag oor gaan gesels het, ek nou nogal gedink aan daai geleentheid en julle sal nou sien hoekom. Verlossing. Die koninkryk van die hemele. Dis waaroor die tema gaan hierdie week, nê. Hierdie kamp wat ons op is, die verlossingsboodskap en
Het jy al ooit mooi gaan sit en dink hoe werk ons verlossing? Ek weet hier's baie slim mense van julle jong mense ken julle Bybels, ek weet. En ons het 'n paar predikante wat ook kan help en as ek bietjie skeef trap asseblief, help reg. Maar verlossing is iets wonderliks en is iets wat ons eintlik as mens elke dag moet koester. As jy besef wat God vir jou gedoen het, moet verlossing vir jou soos die wonderlikste geskenk wees wat jy nog ooit in jou lewe ontvang het. Maar hoe werk verlossing? Hoe werk verlossing? Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. So met ander woorde, ons sit met 'n probleem. Ek weet nie van julle nie. Wie van julle is goeie mense wat hier sit? Steek net julle hande op. As jy niemand wat goeie mense is nie. Dankie Tannie, goeie mense en sondaars. Daar sê, dankie Dou. Dis die vers wat ons nou gaan aanraak ook. Daar's niemand wat regverdig is nie. Romeine 3 vers 10. Wie van julle het julle Bybels hier? Asseblief gebruik dit. Ek weet julle jong mense het julle iPads en julle iPods en al julle goeters en tablets en al die tipe dinge. So maak op jou Bybel en maak Facebook toe en Twitter en al daai goodies en goeters en dan maak jou Bybel oop en ek hou maar van die ou metode. Die is maar vir my nog die beste. Dit hou my aandag by die woord van God en dit help my om te konsentreer want as ek my foon oopmaak dan is daar 'n tweet 'n boodskapie en maar dis nou maar my persoonlike opinie so. As jou Bybel oop is, maak hom oop by Romeine 3. Ek het nou net gesê Romeine 3 vers 23 is 'n bekende teks. Almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heiligheid van God. Ons sit met 'n probleem. 'n Kroniese probleem. Sonde. Wie van julle sonder sonde? Steek op jou hand. Julle ken julle Bybel. Julle weet waaroor dit gaan. Dankie tog. Ek is so bly om te hoor dis niemand van julle wat sonder sonde is nie. Almal van ons het foute, almal van ons het sonde in ons lewens. En dit maak ons vuil, dit maak ons sleg, dit maak ons onregverdig. Dit maak ons onrein. En dit maak ons dat ons tekortskiet aan God se heerlikheid. En dis hartseer. Ons het nou net gepraat en gesing van verlossing en hoe dit werk en verlossing is wat God vir ons gedoen het. Maar ons ontbreek aan daai heerlikheid. Ons skiet tekort. Ons kom nie daar uit waar ons moet wees nie. So met ander woorde, ons het 'n probleem. Maar as jy gaan kyk in Genesis toe ons geskaap is, Adam en Eva, ons oupa grootjie se oupa grootjie, so hoe ook al jy nou kan aangaan tot in daai tyd toe, is almal familie van mekaar, maar toe Adam en Eva geskaap is, het God hulle geskape perfek. Kan ek daai woord gebruik? Volmaak. Sonder sonde. Daar was nie sonde gewees nie. Ons was geskape in 'n beeld van God, in 'n verhouding met God. Dis hoe ek dit sien. Ons is in hierdie perfekte tuin gewees, ons is in hierdie perfekte omgewing, met hierdie perfekte omstandighede, met ons perfekte kleed van geregtigheid. Julle gaan daai woord nog 'n paar keer hoor hierdie naweek. Met ander woorde, ons was perfek gewees, ons was reg gewees met God, ons het glad nie ontbreek aan sy heerlikheid nie, want ons was sonder sonde. Sonde maak dat ons ontbreek aan sy heerlikheid. So ons is geskape, met ander woorde, na die beeld van God is ons geskape. Dit beteken ons is perfek gemaak in verhouding met God. Ons is verhoudingsmense. Baie van julle sit nie alleen op julle stoele hier nie, want hier's 'n kappel, daar's 'n leraar en sy vrou en daai arme man se ander helfte is nie hier nie. En hier's 'n klomp van julle wat bymekaar, want ons is verhoudingsmense. God het ons so gemaak. En as julle bly dit is so, nê? Nee. Veral as jy nou 'n nice girl het aan jou sy of 'n stewige hankie in jou arm. Dis lekker, want ons is verhoudingsmense. Dis hoe ons gemaak is. God het ons so geskape. Ons is in daai beeld van God gemaak in verhouding tot hom. Hy het ons perfek gemaak. Maar toe kom sonde. Ongehoorsaamheid en sonde het gemaak dat daar dood in ons lewe kom, dat daar slegte goed gebeur, dat ons ontbreek aan die heerlikheid van God. Maar nou wil ek julle 'n guns vra. Hoe weet ek daar sonde in my lewe? Hoe weet ek my gesig was vuil? Sê dit hard. Spieël, ek het dit nie spieël gesien. Almal het vir my gesit en lag en verbygeloop en gelag en gegiggel oor hierdie ou wat so vol chocolate is en goed, maar niemand het vir my gesê nie,
Hulle kry seker skaam of hulle wil nie my gevoelens seermaak nie of dalk verstaan hulle het ook dalk 2-jarige seentjies. Maar al hoe ek kon sien my gesig is vuil, is toe ek in die spieël kyk. Hoe weet ek is 'n sondaar? Julle moenie mompel, julle moet hard praat. Daar sê, dankie Dou, die wet van God. Die wet van God. Right, hou dit in gedagte, kom ons gaan aan. Romeine 3 vanaf vers 10. Soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Wat beteken regverdig? Sonder sonde. Goeie definisie. Die Hebreëse konteks wys vir ons regop. Jy weet, in daai tyd as jy geboog gebuig het, dan beteken dit, dis dit ook 'n teken van, jy dra las, jy's gebuig onder sonde, jy sieklik. Maar wanneer jy regverdig is, sien hulle jou as 'n mens wat regop staan, reguit loop, wat in lyn is met God, wat skoon is, wat rein is, wat heilig is. Waarheid. Dis wat regverdig beteken. So met ander woorde, daar is niemand wat regverdig is nie, selfs nie een nie. En as jy nou daai hele stukkie verder lees tot jy by vers 18, gaan jy nou sien hoe sleg is die mense eintlik. En ons gaan sien wat hy vir ons sê daar, ons ontbreek aan die heerlikheid van God in alles wat ons doen. Al hou jy die wet van God. Al kom jy Sabbat kerk toe. Al eer jy jou vader en jou moeder, jy is nog steeds skuldig aan sonde. Nou by dit kom. Hardloop julle oë af met die teks tot by vers 19. Nou weet ons dat alles wat die wet sê, hy dit sê vir die wat onder die wet is, sodat elke mond gestop en die hele wêreld voor God doemwaardig kan wees. Eina. Wat sê dit vir ons? Die wet van God, daai vorige stuk sê almal ontbreek aan die heiligheid van God. Ons is almal onregverdig. So met ander woorde, dit wat hy daar sê hy vir die mense wat onder die wet is. Nou begin ons op ys loop hierso. Bly saam met my. Vers 20. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Boom, daar is die antwoord. Het julle dit opgetel? Of is dit hongerpyne, of is julle moeg nog van gisterand? Het julle gehoor wat sê hy? Gaan hom weer lees. Aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van God. Van sonde, ekskuus. Deur die wet is die kennis van sonde. Daar is hy, hier kom ons nou. Hier kom 'n amen. Kry julle dit? OK. Ek het 2 mense nodig om net regop te staan vanaand, net om 'n punt te bewys. Enige 2 mense. Staan net vir my regop, enige iemand. Daar sê, dankie Renet, nog iemand. Dankie Tannie, waardeer. Die jong mense is bietjie skaam vandag. Ek sien hulle sal nou nog ontdooi. OK. Renet, jou nuwe naam is Wet. OK. Tannie se nuwe naam is sonde. Skus Tannie. OK. Sit nou eers weer. Onthou julle name, Wet en sonde. Ons gaan nou verder gaan. Alright, so met ander woorde, hy sê vir ons, aangesien uit die werke van die wet geen vlees voor hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Jy en ek kan die wet van God onderhou tot jy blou en pers in jou gesig is. Jy gaan nie voor God regverdig kan staan nie. Sorry. Die Bybel sê so, dis nie wat Tine sê nie. Het julle dit gehoor wat ek nou lees? Niemand van ons wat hier sit, of in die wêreld daar buite, gaan ooit voor God regverdig kan staan, as jy die wet onderhou tot op die letter nie. Niemand nie. Harde woorde. Bly saam met my. Maar nou, vers 21, is jou Bybel oop, lees saam met my, moenie glo wat ek sê nie, lees dit in jou Bybel. Romeine 3 vers 21, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar, sonder die wet, terwyl die wet en die profete daarvan getuig. Het julle dit opgetel? Dit klink so bietjie of hy mekaar praat hier. Paulus het dalk net aan die slaap geraak en toe besef hy moet klaarmaak en toe skryf hy net iets daarby. Ek is nie seker, maar toe ek nou mooi gaan sit en kyk wat hy gesê het, was hierdie man mooi by sy sinne toe hy dit geskryf het.
Luister mooi, maar nou is die geregtigheid van God geopenbaar. Kom ons stop by dit. Wat is die geregtigheid van God? Wie weet? Daar's hy. Dankie oom. Jesus Christus is die geregtigheid van God. En dis 'n mooi gedeelte. Ons begin nou half in die ding inkom, so julle moet nou bybly. Sonder die wet. Jesus Christus is die geregtigheid van God en is nou geopenbaar. Met ander woorde, hier bring ek die evangelie van Jesus Christus vir julle. Nou weet julle wat is die geregtigheid van God, maar sonder die wet. Afrikaans is nie vir my so 'n lekker vertaling wat hulle Jesus sê nie. Apart van die wet. Sonder dat die wet jou kan regverdig, is God se geregtigheid genoeg. Maak dit sin. Met ander woorde, dis nie die wet wat jou regverdig nie. Al hou ek hom, al doen ek alles wat reg is en doen ek wat goed is, wat die wet van my verwag, God se geregtigheid is geopenbaar. Maak dit sin? Is almal nog by? Lyk daarom of iemand slaap nie. OK, kom ons gaan aan. Vers 22. Die geregtigheid naamlik van God, hier kom die antwoord nou, deur die geloof in Jesus Christus vir almal en oor almal wat glo, want daar is geen onderskeid nie. Wow, hier begin die ding nou 'n bietjie interessant raak. Ons het nou gesê, Jesus Christus is God se geregtigheid. En hier sê hy gee vir ons die antwoord, die geregtigheid naamlik van God deur die geloof in Jesus Christus. Nou het ek nog een persoon nodig om op te staan. Sal Tannie en Renet weer opstaan? Right. Jy was wet, Tannie was sonde, nou kort ek een persoon om op te staan. Daar's hy, dankie, ja, hier kom die jong mense nou by. Die derde persoon, verlosser. Jy het 'n cool naam. OK, julle kan maar weer sit, ons gaan nou weer opstaan. Ek hou julle net wakker, hoor. Ek bang julle raak in slaap. Ons het nou die wet, ons het sonde en ons het 'n verlosser. OK. Met ander woorde, kom ek gaan eerder aan, voor ek nou verder sê wat ek wil sê. Vers 23, want almal het gesondig en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Dis die teks wat ons mee geopen het nou. Dan gaan ons aan. En hulle word deur sy genade, wat sê hy dan? Sonder, wat sê julle vertaling? Goed, daar's hy. Wow, dankie, Fanny, jy is awesome. En hulle word deur sy genade sonder, wat is daai woord? Sê dit hard. Sonder verdienste, geregverdig deur die verlossing wat in die geregtigheid van God is. Is dit awesome? Ekskuus my Engelse woorde tussen en vergewe my. Dit is fantastiese nuus. Jy en ek word nie geregverdig deur hoe goed jy lewe nie, of hoe oulik jy is nie, of hoe fantasties jy is nie, of wat se werk jy doen nie. Jy word geregverdig deur Jesus Christus alleen. Moenie nou kwaad word vir my met matematies gooi nie, ons is nog nie klaar nie. Gee kans. Staan weer op. Renet en Tannie, ekskuus, ek het nou nie almal se name nie. Wet, sonde en verlosser. Nou kort ons nog een persoon. Kort 'n meisie, 'n dame. Ag kom nou, daar sy. Jan, jy het 'n eyster van 'n girl. Daar het ons nou 'n meisie. Right, nou het ons 4 persone wat staan. Sien jy die 4 persone? Sonde, wet, verlosser, genade. OK. Nou wil ek julle vra, dit wat ons nou net gesê het, wat sien ons daardeur? Lees gou verder af tot by vers 31, wat sê hy daar? Maak ons dan die wet tot niet deur geloof? Nee, stellig nie. Ons het nou net gesê, die wet kan ons nie verlos nie. Nee, ons het dit gesê. Ek hoor nie, julle mag amen sê, asseblief. Ek kom met 'n AGS kerk uit en vir my was dit fantasties as die mense deel is met die predikant en hy sê iets en dan sê hulle amen. So ek gaan nie kwaad wees nie, julle mag dit sê hoor. OK, julle staan nou baie lank, julle gaan nou omval, ekskuus. As ons nou gaan doen wat die wêreld nou so gesê het, wat sê die wêreld daar buite? Wat het met die wet gebeur na Jesus gekom het? Hy is in die kruis genaal. Renet sit vir ons. Die wet is in die kruis genaal. Wat bly oor? Sonde, verlosser en genade.
Nou, hoe gaan ons weet ons is sondaars, as ons die wet weggevat het? Is daar dan nog sonde? Dan is daar nie meer sonde nie, julle. Tannie kan maar sit. Ons het nie meer sonde in die wêreld nie, want ons het die wet nou weggevat. So daar's nie meer sonde nie. Het ons nodig vir 'n verlosser? Kan maar sit. So ons het nie nodig vir 'n verlosser nie. Wie is die verlosser? Jesus Christus. Is dit nodig dat ons genade van God af ontvang? Nee, want ons het nie meer sonde nie. Is dit nie goeie nuus nie? Kan maar sit. Dis hoe die wêreld redeneer. Maar wat sê Paulus vir ons dan nou eintlik hier? Sê hy dat die wet aan die kruis vasgenaal is, dit tel nie meer nie, ons het nie meer nodig om aandag te gee aan die wet nie, sê hy dit? Nee. Wat hy wel vir ons sê is, dat die veroordeling van die wet is nie meer op ons, as jy in Jesus Christus glo nie. Dis awesome. Dis fantastiese nuus. Want weet jy wat, dit beteken nie dat die wet weggevat is nie. Maar as dit nie vir die wet is nie, gaan ek nie kan sien dat ek 'n sondaar is nie. As ek nie weet ek is 'n sondaar nie, gaan ek nie weet ek het 'n verlosser nodig nie. As ek nie weet ek het 'n verlosser nodig nie, gaan ek nie weet ek het God se genade nodig nie. Dis goeie nuus. Met ander woorde, die veroordeling van die wet is weggevat. Want wat het voor Jesus gebeur? Ek is 'n sondaar. Ek het miskien my buurvrou begeer. Ek leef nou in die Ou Testament. Ek het my buurvrou begeer. Ek wil snaakse gedagtes gedink of wat ook al. Nou kom ek en ek besef dit. Ek het gesien die wet sê ek mag nie egbreek pleeg nie. En in wat Jesus vir ons gesê het ook in die diepte daarvan is as ek net kyk na 'n vrou, is ek skuldig aan die wet gebreek om egbreek te pleeg. Maar nou is ek nog in die Ou Testament, onthou, nou weet ek is skuldig. Nou wat doen ek? Ek gaan daar in my skaapkraal in en ek gaan kyk na die jongste, mooiste lammetjie wat ek het. Die mees perfekste lammetjie, sonder foute, sonder flaws, sonder enige gebreke, en ek neem daai lammetjie. En ek stap met hom onder my arm, tot by die tempel. By die tempel sit die leviete by die hek. Daar's een hek. Daar's nie 'n klomp hekke om by in te kom nie, met 'n klomp leviete by al die hekke nie. Daar's een hek voor die tempel gewees. Ek kom voor die hek, by die leviete. Hulle sê, dag broer, met hierdie diep stem, soos wat die leviete nou so gepraat het met hierdie lang baarde, en hulle sê, is jy hier om te offer? Ja, laat ons na jou lam kyk. Dan inspekteer hulle die lam, en hulle kyk, nee, die lam is gesond, daar's geen gebrek nie, hy is fantasties, hy is in 'n goeie kondisie, hy's reg. Gaan maar voort. Dan stap ek met my lammetjie in, by die voorgedeelte van die tempel, by die altaar. Dan kom die hoofpriester na my toe en hy gee vir my die mes. En hy sê vir my, gaan so lank voort. Dan moet ek daai mes vat, hierdie perfekte, onskuldige lammetjie vat, sy keel afsny. Dan vang die priester die bloed op, die lam word op die altaar geplaas, die bloed word binne toe gevat en op die nou kan ek die ding se naam onthou nie. Die altaar geplaas, kies, hoe kan ek dink dan soveel ander ding. En dit word daarop geplaas die bloed. Met ander woorde, die sonde wat ek gehad het, was nou oorgeplaas op die lam. Die lam het gesterf, hy is geoffer in die vuur, die bloed van die lam is gevat na die tempel toe, dis aangeteken daar. God weet nou van my sonde. Ek, wat die sonde gedoen het, is onskuldig nou. Hoekom? Uit my geloof in die ritueel wat God in plek gestel het, is ek gered. So met ander woorde, ek het my sonde oorgeplaas op hierdie lam, want ek glo, dis hoe dit werk. Want God het van my verwag om dit te doen. Omdat ek 'n sondaar was, het ek my sonde op die lam gesit. Ek het 'n offer gemaak. My sondes is betaal. Die onskuldige het vir die skuldige geboet. Dis presies hoe dit gewerk het. Met ander woorde, die wet
het jou veroordeel, maar het jou ook geoordeel in die Ou Testament. Maak dit sin? Ek kyk na die wet, ek sien ek is 'n sondaar, nou weet ek, omdat ek 'n sondaar is, veroordeel hierdie wet my, hy verdoem my tot die ewige dood, in die Ou Testament. Dis hoekom ek dan die ritueel van die lamoffer moes gaan doen het. Dan kom ek terug en ek is nou skoon, omdat ek nou my sonde oorgegee het aan die onskuldige lam. Dit was 'n vereiste van God. Nou wie het die lam gewys? Jesus Christus. Wat het die bloed van die lam, na wie dit verwys? Jesus Christus. Wat het die offer, na wie die offer toegewys, wat die lam op die offeraltaar geplaas het? Jesus Christus. Na wie die hoëpriester toe verwys? Jesus Christus. Alles van die hele tempeldiens is verwys na Jesus Christus. Van die lam tot die ritueel, alles. Met ander woorde, hulle het geglo dat in die toekoms gaan daar vir hulle 'n verlosser wees wat hulle sondes gaan betaal en skoon was. Dis hoekom hulle die lam gebring het. Jesus het gekom. Die wet is nog steeds daar. Die wet oordeel my nog steeds. Maar wat kan die wet nie meer doen nie? As ek Jesus Christus aangeneem het nie. Hy kan my nie meer veroordeel nie. Ek hoef nie meer die ewige dood te sterf nie, want Jesus Christus het dit klaar gedoen. Is dit nice? Is dit goeie nuus vir julle? Almal sit so, ek weet ons gaan nou eet, ek is amper klaar. Ons moet bly wees hieroor, mense. Ek hoop julle besef dit. Ellen White praat van hierdie gedeelte wat sy sê, ons moet ten minste elke dag 'n uur lank dink oor die verlossingsplan vir ons. 'n uur. Hoeveel minute spandeer jy daaraan? Hoeveel minute spandeer ek daaraan? Ons dink nie meer genoeg aan die aspek van verlossing nie. Ek gaan mos nou kerk toe. Ek gaan mos nou op 'n Sabbatkerk toe. Ek hou die wet. Ek is fyn. Ek rook nie, ek drink nie, ek dobbel nie, ek slaap nie rond nie, ek gebruik nie drugs nie. Ek doen my huiswerk so nou en dan. Ek is fyn, ek het nie 'n probleem nie. Ek gaan klas toe wanneer dit nodig is. Net so dat ek genoeg krediete kry om deur te kom. Is ek reg? Ons begin in ons koppe dink dat ons is eintlik oulik. Ons is eintlik nie so bad nie, nê? Want ons doen al hierdie mooi goeders. Maar besef jy wat Paulus hier vir ons geskryf het? Aangesien uit die werke van die wet geen vlees vir hom geregverdig sal word nie, want deur die wet is die kennis van sonde. Jy gaan nie geregverdig word al hou jy die Sabbat, al doen jy die wet tot op die letter toe nie. En ek weet, vir sommige steek dit skeef in die krop vas. Maar dit sê nie vandag dat die wet is tot niet nie. Wat dit wel sê is, dat daar nie meer veroordeling is van die wet nie. Ek staan nie meer onder die wet, sodat God na my kan kyk, deur die wet, hy doen die wet genoeg, goed genoeg, hy is volmaak, hy is reg nie. Nee, ek staan onder Christus. Ek het die kleed van geregtigheid, wat Christus vir my gegee het, ontvang. Ons gaan nog weer praat oor die kleed van geregtigheid. So met ander woorde, dis Jesus. En Jesus alleen, wat maak dat ek en jy die verlossingsplan kan kry. Dat daar vir jou redding is. Dat jy eendag in die hemel kan wees saam met God, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, en saam met al jou geliefdes, vir wie jy so lief is, wat dalk deur die dood afgesterf het, of mense wat jy nog wil ontmoet. Jy gaan in die hemel kan wees, as jy Jesus Christus aanvaar as jou verlosser en jou saligmaker. Dis al. Dis al wat jy nodig het om gered te word, is om Jesus Christus te erken. En ek praat nie net van, ja, Jesus Christus nie, ek praat van alles van Jesus. Hy was van ewigheid, sê Micha 5 vers 1 vir ons. Hy kom uit die ewigheid uit. Met ander woorde, hy was van die begin af deel van God, saam met God gewees. Hy het geskep, hy was in die skepping, was hy betrokke gewees, sê Johannes 1 vers 1 vir ons en 2. Hy was deel van die skepping. Hy was die woord van God. Hy was by God, hy was deel van God. En alles het deur hom ontstaan. En Johannes sê in vers 1 vers 14, sê vir ons het hom gesien, ons het hom aanskou.
Met ander woorde, hierdie wonderlike Jesus Christus wat ons nog van praat die hele tyd, hy was nie net van ewigheid in die hemel gewees nie, hy het kom skep op die aarde, hy was in 'n verhouding met ons gewees in die volmaakte tuin van Eden waar daar nie sonde betrokke was nie, was hy in verhouding met ons gewees, ons was na sy beeld geskape, Jesus Christus was deel van die Ou Testament se geskiedenis gewees, tot die dag wat hy gebore is as 'n klein babietjie in 'n opstal. Miskien amper iets soortgelyks. Hy het groot geword soos 'n kind, saam met 'n pa en ma. Hy het al die uitdagings gehad wat ek en jy gehad het toe ons kinders was. Plus nog meer. Hy het groot geword, hy was 'n skrynwerker, hy het saam met sy pa gewerk in sy skrynwerkerswinkel, waar hulle tafeltjies en stoeltjies en goedjies gemaak het uit hout uit. Hy het gewerk met sy hande. En om en by toe hy 30 jaar oud was, toe begin hy sy bediening. Hy is gedoop. En God het gesê, dit is die seun, my seun, in wie ek welbehae het. Hy is versoek in die woestyn, op al die vlakke wat ek en jy versoek is, plus nog ekstra, want onthou, hy was God gewees, in 'n menslike vorm. Hoe moeilik moet dit nie wees nie, as jy weet, jy het al hierdie krag wat jy kan gebruik, maar jy gaan dit nie gebruik nie. Ek draai dit nog die hele tyd in my kop verstaan, dit maak nie vir my sin nie. Hy kan enigiets doen, hy kan die duiwel oor sy kop slaan, nou as hy wil. Maar hoekom doen hy dit nie? Vir jou en vir my het hy sy godheid eenkant geplaas en hy het geleef sodat hy die wet kon oorhou tot op die laaste letter. Sodat hy die volmaakte lam kon wees wat gesterf het vir jou en vir my. Aan 'n kruis. Hy het 'n dood gesterf wat 'n verkragter, 'n moordenaar verdien het. Wat 'n dief verdien het Jesus gesterf vir jou en vir my. Alles wat jy van Jesus hoor, dat jy in die Bybel lees, is wat jy moet glo van hom. Dis daai geloof wat ons het, dis daai geloof wat vir God wys, dat hierdie kind van my, glo in my seun, hy aanvaar sy offer, en hy word 'n erfgenaam van my. Jy gaan die koninkryk van God beerwe, jy word 'n erfgenaam, as jy Jesus Christus aanneem as jou verlosser. As jy hom erken, as jou God en jou Here, as jou verlosser, as jou vriend, as jou broer en jou, as jou alles. Dis waaroor dit gaan. Dis waar dit begin. In hierdie preek gaan ek aan die einde vir julle sê, to be continued. Want ek is nog nie klaar nie. Maar ek gaan nou afsluit. Al wie ons kan red is Jesus Christus. Die wet is fantasties, die wet is wonderlik, want die wet wys my dat my gesig vuil is. Ek kan sien, hey, kyk hoe vuil is ek. Ek het iemand nodig om my skoon te maak, ek het iets nodig om my skoon te maak. Ek het die bloed van Jesus nodig om my te reinig. Soos Dawid gesê het, hy reinig my met 'n hisop takkie met u bloed. Was my skoner dat ek witter sal wees as sneeu. Jesus doen dit. Hy vat al jou sondes weg. Hy maak jou nuut. En hy trek vir jou die kleed van geregtigheid aan. Dis Jesus. En dis net hy. Jy kan nie met jou stoere fariseërs en skrifgeleerde attitude probeer die wet onderhou nie. Jy moet Jesus hê. Dis wat jou gaan red eerstens. En dan sê Jesus, die wat my liefhet sal my gebooie onderhou. Ek hou nie die wet sodat ek gered kan word nie. Weet julle dit? Ek hou die wet omdat ek gered is. Ek gaan Sabbat kerk toe, want dit is vir my lekker, want ek is getrou aan God se woord. Hy sê vir my, dis die Sabbatdag en dis die dag wat ek moet heilig hou. Nie my eie gang gaan nie. Ek eer my vader en my moeder, ek is lief vir my ma en pa met hulle foute. Hulle is nie perfek nie. Ek is lief vir hulle. Want die Bybel sê vir my ek moet dit doen. Ek steel nie, want die woord sê vir my ek mag nie steel nie. Ek maak nie mense dood nie, want die woord sê ek mag dit nie doen nie. Ek eer God, ek kan bid hom, ek gebruik nie sy naam uitelik nie. Ek hou die wet van God, want ek is lief vir God. En ek wil sy gebooie onderhou. En weet jy wat? In Spreuke sê daai teks vir ons, die regverdige val 7 maal, maar hy staan weer op.
As ek die wet van God breek, in my menslikheid, in my swakheid, gaan God my nie wegjaag nie. My kind het al baie goed gedoen wat my kwaad maak, dat dit voel ek wil hom hier oor die dak gooi. Maar hy's my kind, en ek is lief vir hom. Jy's God se kind, en hy's lief vir jou. Hy sal jou nie afskryf as jy 'n fout maak nie, maar wat verwag hy van jou, wanneer jy geval het, wanneer jy 'n fout gemaak het? Wat sê daai teks? Die regverdige val 7 maal, maar hy staan weer op. Dit beteken, ek staan op uit hierdie modder waarin ek is, en ek gaan terug na Christus toe, en ek sê, Jesus, help my, ek het alweer geval. En ek bly val, en ek wil nie dit doen nie, help my, en ek sê nou vir jou, wanneer jy ten minste by die 7de keer kom, wanneer jy geval het en opgestaan het, sal jy genesing kry. Sal jy oorwinning kry oor jou sonde. Ek kan getuig daarvan, ek het goed in my lewe gehad, ek het geval, en dan gaan ek na God toe, en ek sê, Here, ek kan nie meer nie, ek wil nie meer die goed doen nie, vat dit weg van my af, en dan val ek weer, net nadat ek die gebed gedoen het. Dis soos 'n klap in God se gesig, met respek gesê, en weet jy wat, die binnekant voel het vir my, Tinus, ek kan nie, hoe kan jy nou weer voor God bid? Hoe kan jy teruggaan na hom toe? Kyk wat jy het gister dieselfde gedoen, nou het jy dit weer gedoen, jy het gister vergifnis gekry, nou val jy weer, hoe kan jy voor God gaan? Dis 'n leuen van Satan af, ek moet dit vir jou sê, hierdie ding slaan nie hard genoeg nie. Dis 'n leuen van Satan af. Jy mag enige tyd na jou Pa toe gaan, enige tyd. Ons verhouding wat ons in geskape is met God, het skade gelei. Want wat doen ons vandag? Ons vergelyk God met 'n verhouding wat ek en my pa en my ma het, of ek en my vrou. Ons het gebroke verhoudings. Ons verstaan nie die volmaakte verhouding waarin God ons geskape het nie. Ons was perfek gewees. Hy het ons in daai verhouding geskape, en hy's altyd, maar altyd daar vir jou. Jy kan enige tyd teruggaan na hom toe. Enige tyd. As jy geval het en jy het gesondig, gaan terug na God toe, al voel jy hoe skuldig. Want wat doen die duiwel? Jy kan mos nie dit doen nie, Tinus. Jy het dit gister gedoen. Nou gaan jy na God toe, dink jy gaan jou vergewe? Draai, kyk wat gebeur. Ek sê nou vir jou, gaan na God toe. Want by God is daar genade. Hy sal jou optel, hy sal jou oprig. En dit is wat Spreuke van praat. Hy sê, as jy geval het, die regverdige, dis ons. Ons word regverdig gemaak omdat ons Jesus Christus aangeneem het. Deur sy regverdigheid, God se geregtigheid, word ek en jy regverdig gemaak in Jesus, in ons geloof in Jesus Christus. So met ander woorde, nou is ek regverdig, maar ek val nog steeds. Maar ek kan weer opstaan. En as ek opstaan, gaan ek terug na Jesus toe, en ek gaan lê voor sy voete, en ek sê, Here, ek is so jammer, uit my hart uit. Ek het geval, vergewe my. En ek sê vir jou nou, kind van God, as my kind na my toe kom en hy droog gemaak, en ek weet hy droog gemaak, selfs al het ek hom 'n pak slaag gegee, vat ek hom met oop arms terug. As hy vir my kom sê, Daddy, ek is jammer, ek het droog gemaak, ek was stout, ek is so jammer, en ek sien daar's trane, ek sien daar's belydenis, dis opreg, dan vergewe ek hom, en ek vergeet daarvan, dis verby, môre lag ek dalk nog daaroor, maar dis verby. God werk met ons op baie dieselfde metode, maar hy moet jou alles wees. Jesus Christus moet jou eet, jou staan, jou sit wees. Hy moet jou asemhaling wees. Jy moet deel wees van jou lewe op 'n daaglikse basis, soos wat Jacques vanoggend vir ons gesê het, dag na dag. Ek hou meer daarvan om te sê dag na dag. Ander vertaling sê daagliks, as ek nou reg. Maar dag vir dag beteken vandag. Ek worry nie oor môre nie, ek worry oor nou. Ek stap saam met Christus vandag. As ek opstaan in die oggend, spandeer ek my tyd saam met hom. Ek gee my hart oor aan hom. Ek sê, Here, ek kruisig myself voor U vandag. Ek gee myself vir U. Maak my dood en leef U deur my. En dan stap ek daai dag saam met Christus in gebed, in sy woord. En hy word deel van my binneste, die innerlike mens, soos die Bybel van praat. As ons tyd het, gaan ons nog daaroor ook gesels. Maar ek moet nou begin klaarmaak, ek weet. Ek wil net hê julle moet weet, verlossing is uit Jesus Christus. Alleen, punt. Jesus Christus is alles.
oor jou, in jou, vir jou, deur Christus. En dis genade. Dis God se genade, dis sy geregtigheid. So aanvaar dit. Kom ons sit so en dan buig ons hoofde. Voordat ek bid, wil ek ook net vra dat as jy op hierdie oomblik hier sit en jy het in jou hart hierdie begeerte om Jesus aan te neem as jou verlosser en saligmaker, en dat jy op hierdie oomblik tot vandag toe nog nie dit gedoen het nie, wil ek jou vra dat jy nou sal opstaan. En dat jy jouself vir Jesus sal gee. Hy het alles gegee vir jou, en gee net jouself vir hom. Dis al wat hy vra. Jesus wil hê jy moet jouself vir hom gee, sodat hy jou kan red, sodat hy vir jou 'n beter lewe kan gee, sodat hy vir jou 'n beter toekoms kan gee. Terwyl almal se hoofde gebuig is en almal se oë is toe, niemand kyk rond nie, wil ek vra, as daar een persoon is wat hier vandag is, wat net daai begeerte in hulle hart gekry het, wat God se woord met hulle gepraat het, en dat hulle hierdie begeerte het om Jesus deel van hulle lewens te maak, gaan ek vra dat jy nou sal opstaan. En ek gaan jou nie vorentoe nooi nie, ek gaan net vra dat jy sal staan, want jy staan voor Jesus. Jy staan voor hom en hy sien jou raak. Hy ken jou hart, hy weet wie jy is. Hy ken jou al vandat jy nog in jou moeder skoot was. Hy is joune en jy is syne. En jy was weggeruk deur omstandighede, maar hy roep jou terug vandag. Jy is sy kind en hy het jou lief. Hy het jou so lief dat hy sy eie lewe vir jou gegee het, sodat jy die ewige lewe kan hê. As jy jou besluit vir hom wil maak vandag, is dit nou die tyd. Dan gaan dit nie uittrek nie as jy nog steeds voel jy wil dit doen, maar jy is te skaam om op te staan, kom praat met my na die tyd. Terwyl ek nou vir ons gaan afsluit, wil ek vra dat julle ook julle harte sal oopmaak vir Heilige Gees. Vader in die hemel, baie dankie. U is die soewereine God, soos ons gehoor het vanoggend. U is die God van die heelal. U is hierdie almagtige wese, die God wat ons aanbid. U is die Here van die heelal. U is so groot en so almagtig, en dat U selfs nog soveel tyd maak vir ons klein, sondige mense op hierdie verpiepte klein aardbol. Here, U is wonderlik. Ons kan nie anders as om U net lief te kry uit ons hart uit, die Here, van dit wat U alles wat U vir ons gedoen het en vir ons gegee het. Ons kan nie anders as om net van vooraf weer onsself vir U te gee, Here. Ons wil die instrumente wees, ons wil die kinders wees, en ons wil die inisiatief gebruik om ons lewens te leef, elke liewe dag volgens U wil. En wat is U wil vir my? Is dat ons almal gered sal word. Dit is U wil vir die mens. En ons wil vandag daardie wil beklemtoon, bevestig, Here. Ons wil onsself vir U gee. Ons wil hê U moet ons red, want ons kan nie onsself red nie. Al probeer ons hoe hard. Here, ek wil vir U dankie sê vir U genade. Dankie vir U Gees wat ons elkeen lei. Dankie vir U wonderlike liefde wat U vir ons getoon het deur die Seun te gee. En Jesus, dankie dat U bereid was om te kom. Dankie dat U bereid was om U eie lewe af te lê op 'n ruwe oud kruis. Dankie dat U bereid was om vir my te sterf in my plek. Die ewige dood wat ek moes gesterf het U klaar vir my gesterf. En U het oorwinning gekry oor daardie dood, sodat ek dit nie hoef te doen nie. Ek hoef nie te sterf nie. Ek kan vir ewig leef saam met U. En wanneer ek my laaste asem dalk uitblaas hier op aarde, weet ek dat ek 'n ewige lewe saam met U gaan wees. Ewigheid en ewigheid. Saam met Christus. Here, dit is ons begeerte. Ons is lief vir U. En ons kan nie wag dat U weer kom nie. Kom gou asseblief. Ons het U nodig. Ons wil by U wees. Maar Here, terwyl ons nog op aarde is, wil ons ook soos Paulus sê, die dood of die lewe, wat sal ek kies? Beide is vir my belangrik. Want as ek in die lewe bly, het ek die kans om ander mense te vertel van hierdie wonderlike liefde van U. Ek het ander mense, kan ek op die pad lei na U toe. Ek kan hulle vertel van U, ek kan getuig van U, terwyl ek lewe op hierdie aarde. Maar wanneer ek sterf, Here, is dit ook 'n wins vir my, want ek weet, wanneer ek weer my oë oopmaak, gaan ek U sien.
En ek kan nie wag vir daai tyd nie, Here. Maar nou dat ek leef, help my om te leef voluit vir U. Nie halfpad nie, nie stukkie vir stukkie nie, Here, maar voluit vir U. Ek bid vandag en ek vra dat U elkeen van hierdie jong mense en elke persoon wat hier betrokke is vandag, se harte sal aanraak deur die Gees. En mag ons opnuut hierdie vuurvlam binne ons laat brand, wat 'n koel van U altaar af op ons harte geplaas word, sodat ons weer lewendig sal word vir U. Ek bid en smeek U, Vader, wees met ons verder deur hierdie kamp en mag U Gees nog meer met ons spreek. Ons bid en vra dit alles so in die naam van Jesus Christus, ons geneesheer en ons verlosser. Amen.